Hallo, ek hoop het gaan so goed met jou. Hierdie is dag 4 van week 2 en ons gesels oor ek as 'n disipel. En as ek en jy in hierdie wêreld mense gaan help om ook in 'n verhouding met God te kom, dan gaan dit van ons iets vat wat nie in ons eie krag lê nie. Dit gaan net wees deur die bonatuurlike krag van die Here wat saam met ons in hierdie missie natuurlik werk. En ek en jy het nodig om tools in ons lewe te gebruik waarmee ons hierdie krag van die Here kan aktiveer en waarmee ons ander mense kan bereik. En een daarvan is gebed. Gebed is 'n plek waar ek en jy kom en ons die Here vertrou in hierdie nuwe koninkryk, in hierdie nuwe kultuur waarin ons nou leef. Jy weet, om in gehoorsaamheid te leef as gelowiges. En ek wil jou vat na 'n plek toe waar Jesus vir ons so 'n amazing voorbeeld wys, hoe hy met sy disippels gedra het deur gebed. Ons sien in die laaste nag, voordat Jesus gevange geneem is, in Johannes 13 en 14, hoe hy opstaan en hy die disippels se voete was. Ons sien net dat hy nie net sy disippels se voete was nie, maar dat hy ook vir hulle in hierdie oomblik iets besonders sê. En vir hulle sê dat wat ek gedoen het, was 'n voorbeeld vir julle, hoe julle nou ook mekaar moet bedien. Dan kom die Here en hy sê vir hulle, ek gee vir julle 'n nuwe gebod. En hierdie nuwe gebod wat hy gee is dat julle moet mekaar lief hê. En soos wat ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. En dan sien ons dat Jesus aan die einde van hierdie aand, hoe hy vir hulle bid. Hoe hy intree in gebed voor die Vader vir sy disippels, en hy nie bid dat die Here hulle uit die wêreld sal neem nie, maar die Here hulle in hierdie wêreld sal bewaar. Want daar is natuurlik iets, hoekom hulle hier moet wees. Dit gaan oor hierdie missie van die Vader. En dat Jesus op pad is om hierdie ouens te lanseer in hierdie missie om mense te bereik en terug te bring in 'n verhouding met God. Nou ek wil vir jou 'n tool gee wat vir my en jou kan help. Hoe kan ek en jy as disippels van Jesus hierdie goed wat die Here vir ons kom wys het, wat hy vir ons kom gee het, 'n nuwe gebod en 'n liefde om uit te dra. Hoe kan ons mekaar lief hê? Hoe kan ons mekaar se voete was? En dit is deur te bid vir mekaar. Jy weet, wanneer ek en jy bid vir ander mense, is dit 'n amazing manier hoe ons in ons iets gee van onsself vir medegelowiges. Dis vir my so amazing wanneer iemand vir my bid en jy weet, partykeer kontak iemand jou, jy's in 'n situasie en mense vind uit daarvan en hulle wil jou net dra aan dit en dis waaroor ek met jou wil gesels. En daar's 'n tool wat ek vanoggend vir jou wil gee, naamlik die gebedskalender. Die gebedskalender is 'n baie eenvoudige ding. Jy vat 'n stuk papier of jy vat jou rekenaar en jy sit 1 tot 30 op 'n bladsy. En langs elkeen van daai nommertjies skryf jy die naam van 'n gelowige. Let wel, dit moet 'n gelowige wees. Ons bid nou vir mekaar, ons bid vir die kerk. En dan vat jy daai 30 name, vat jy na jou kalender toe. En as jy môreoggend begin met hierdie kalender, en dit is sê nou maar die 25ste van die maand, dan gaan jy begin by nommer 25 en jy gaan vir daai naam bid op daai dag. En die manier hoe jy doen is om in die oggend vroeg, kontak die persoon, jy kan 'n WhatsApp stuur, of jy kan die persoon bel. En jy sê vir die persoon, hallo, jy is op my gebedskalender vandag. En dit beteken dat ek vandag hierdie dag vir jou gaan bid. En ek wil by jou hoor, waarvoor kan ek vir jou bid? En dan gee mense vir jou terugvoer. Somtyds, jy weet, is mense natuurlik op 'n plek waar hulle nie weet wat om te sê nie. Ek het dit al self beleef met mense wat vir my kort weet 'n boodskap stuur en sê, waarvoor bid ek vir jou vandag? Maar ek wil jou aanmoedig om hierdie tool te gebruik en jy gaan sien dat wanneer jy in mense se spasie kom met hierdie vraag, waarvoor kan ek vir jou bid? Dat mense beleef, hier's iemand wat dink aan my, hier's iemand wat omgee vir my, hier's iemand wat my bedien, hier's iemand wat saam met my bid en wat my wil dra. Jy sien, ons wil vir mekaar na mekaar kyk, ons wil vir mekaar omgee, ons wil langs mekaar stap in hierdie lewe waar die Here ons roep om 'n verskil te maak. En soms is ons omstandighede so dat ons het God se hulp nodig en partykeer is dit net so amazing om te sien hoe die Here kom en in hierdie gebeure wat ons vir mekaar bid, hoe hy antwoord, hoe hy bekragtig, hoe hy deurkom vir mense. En dis wanneer ek en jy begin sien hoe die Here werk as ons bid. En wanneer dit gebeur, dan raak ons mense wat opgewonde raak oor hierdie kragtige Here wat reageer op ons eenvoudige gebede vir hom. En dit begin ons inspireer om te dink daaraan, maar hoe kan ons meer bid? En dis waaroor ek al jou wil aannooi vandag, om hierdie gebedskalender deel te maak van jou lewe as 'n disipel van Jesus. En jy gaan sien hoe dit jou inspireer, nie net om te bid vir medegelowiges nie, en om mense so te ondersteun nie,
maar jy gaan sien hoe die Here in jou aktiveer om vir hulle te bid wat verlore is. Ek hoop jy begin jou gebedskalender sommer vandag nog. Gaan nou na die beskrywing van die video om vandag se vraag deur te werk.